Hartlike goeiemôre geliefdes, vertrou dit gaan sommer baie goed met elkeen van julle. En wat 'n groot voorreg is dit nie vir ons om weer eens saam met julle in die woord te kan wees nie. Prys die naam van die Here, halleluja, elke dag, halleluja, is 'n groot voorreg om in hierdie waarheid te kan staan van Christus Jesus en wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Christus is die waarheid en wat om die waarheid vir ons maak, is deur dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Die woord van die Here sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Die Gees van God het aan Paulus hier die waarheid van die kruis geopenbaar, vir ons ook. En dit is hoekom ons in Romeine 6 sê, Paulus sê, weet julle dan nie. Romeine 6 vers 3, of weet julle dan nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is in sy dood gedoop nie? Halleluja. Dit is deur die werk van die kruis waar ons in Christus Jesus gedoop is, in hom geplaas en geanker is. En dan sê hy dan hierso in vers 6, Romeine 6 vers 6, aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde, die sondige natuur, tot niet gemaak sou word, nie uitgewis word nie, maar hy het nie meer hou vas op jou nie, hy het nie meer daai beheer oor jou nie, en ons nie meer die sondige natuur sou dien nie. Geliefde broer en sussie, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Dis die kennis aangaande Christus Jesus en hom as gekruisigde. Dis aangaande hierdie wonderbaarlike boodskap van krag en genade wat ek en jy tot kennis moet kom. Geliefde broer en sussie, niemand het gearriveer in hierdie boodskap van die kruis nie. Maar kom ek sê vir jou en ek maak dit vir jou duidelik. Wanneer jy van harte hierdie waarheid gaan leer liefkry, gaan jy al hoe meer agterkom wat 'n lewe in die gees is en 'n lewe vry, halleluja, van die vlees, die wêreld en die duiwel in hierdie oorwinning wat al reeds vir ons behaal is deur Christus Jesus. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons dankie dat ons weer eens, Here, in die woord kan wees. Here, baie dankie dat U vir ons die groot oorwinning behaal het. Here, dat ons in U die oorwinning het, my Vader, en ons eer U daarvoor in die kosbare naam van Jesus. En ons gee al die lof en die eer en die aanbidding. Here Vader, ek wil bid vir elkeen wat hierdie woord hoor. Elkeen Vader, waantoe U hierdie boodskap uitstuur. Here, maak elke hart ontvange. Here, maak dit vas in hierdie woord van die kruis. Vas in Christus Jesus. Is my gebed in Jesus naam. O Gees van God, Here, lei my, salf my lippe, Here, sodat dit wat uitgaan, Here, kan vrug dra. 100voudig soos dit ontkiem in elke hart. Is my gebed in Jesus kragtige naam en ons sê vir U dankie daarvoor. Amen en amen. Prys die Here. Halleluja. Geliefdes, ek wil 'n gedagte met julle vandag deel. En dit gaan oor die oorwinning oor die vlees en die lewe na die gees. Jy sien die vlees, geliefde broer en sussie, nie die afgelope tyd het die Here met my so gedeel met die vlees wat so slinks is, so vinnig om jou te oortuig en in 'n verkeerde rigting te vat. Dis net nie waar nie. Die vlees is slinks en altyd gereed om die gelowige te mislei en te oortuig om self 'n vertroue op self te plaas. In plaas van dat ons geloof en vertroue rus in die werk van die kruis, in Christus Jesus en hom as gekruisigde. Wanneer die mense fokus verskuif van wat Christus gedoen het aan die kruis, na wat ek kan doen, begin die afdraande pad van 'n geestelike nederlaag. Galasiërs 5 vers 17 maak dit duidelik, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Geliefde broer en sussie, die enigste manier om hierdie stryd te wen, die stryd sal altyd daar wees, terwyl ons aan hierdie kant van heerlikheid is. Daar's elke dag 'n stryd, geliefde. En dis hoekom Paulus dit noem die goeie geveg van die geloof. Want die oorwinning is al reeds behaal in Christus Jesus. Dis 'n goeie geveg. Want as ek my geloof en vertroue plaas in dit wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het, halleluja, is dit waar daar oorwinning is oor die vlees, die wêreld en die duiwel. Dis waar die Gees sy toelating kan kry om in my hart en my lewe te werk.
So die enigste manier om hierdie stryd te wen is om ons geloof konstant in Christus en wat hy vir ons gedoen het aan die kruis te hou. Dit stel dan die Heilige Gees in staat om die oorwinning te bewerk wat alreeds daar vir ek en vir jou is. Dit is vir ek en vir jou. Halleluja. Hier lê ons groot probleem. Die voortdurende worsteling tussen die vlees en die gees. Die vlees probeer beheer neem, maar die gees roep ons om te rus in die oorwinning van Christus. Hierdie geveg kan nie deur menslike wilskrag gewen word nie. Nie deur enige onderhouding van enige wet of enige geregtigheid van self nie, maar slegs deur ons geloof in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Die Here Jesus sê, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En wie anderste is dit wat die wêreld oorwin dan hulle wat glo dat Jesus die Christus is, die gesalfde. Dis alles in die gesalfde een, die Messias. Dis die een wat sou kom om sy volk te red van hulle sonde. Dit is Jesus Christus en wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Romeine 6 vers 6 lees ons weet tog dat ons ouwe mens saam met hom gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde vernietig kan word, dat ons nie meer die sondige natuur sou dien nie. Jy weet, die gelowige se geloof in die kruis bring hom in 'n posisie waar die gees oorwinning oor die sondige natuur en die vlees kan ervaar. Dis 'n oomblik vir oomblik. En geliefde broeders en sissie, onthou, die vlees kry vinnige oorhand. 'n Vlees dryf jou vinnig weg van dit waar die gees jou wil hê. Dis hoekom ons geloof moet bly in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ons geloof moet daar oomblik vir oomblik gevestig bly in die kruis van Christus. Daar waar die vlees gesterf het, daar waar die sondige natuur nie meer hou vas het op ons lewe nie. En daar waar dit begrawe is, sodat ons in 'n nuwe lewe saam met Christus Jesus onder die krag en die salwing en die leiding van die Heilige Gees kan lewe. Galasiërs 2 vers 20, my gunsteling vers. Ek is met Christus gekruisig en ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Paulus se geheim van oorwinning lê in sy voortdurende geloof, geanker in Christus en wat hy aan die kruis gedoen het. Nie in selfverbetering of in selfvertroue of in reëls en regulasies en eerste beginsels van die wêreld en geestelike in werke van die wet nie, maar in die geloof. Halleluja, deur die geloof. Jy sien geliefdes, dit is so maklik om weg te glip, om kant gevang te word en deur die vlees weggesleep word, maar die gelowige se versekering lê hierin. Die kruis bly die anker van ons geloof en die plek van oorwinning en die bron van krag waardeur die Gees in ons werk. En soos ek dit altyd noem, Jesus is die bron en die kruis is die enigste manier wat vir ons van hierdie bron kan laat benut. Al manier. Ons lees in Romeine 8 vers 13 tot 14, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die dade van die liggaam doodmaak, jy sien, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is die kinders van God. Die Heilige Gees kan die dade van die vlees net doodmaak as ons geloof in Christus Jesus en wat hy gedoen het is. Dis die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus, wat ons vrygemaak het van die wet van die sonde en die dood. Romeine 8 vers 2. Dis waar daar geen veroordeling is vir die wat in die Gees wandel en nie na die vlees nie. Dis alleenlik daar in daai perfekte posisie, in daai posisie wat in Christus Jesus is. Vir ek en vir jou, alleenlike moontlikheid, wanneer daai hart vasgemaak word in die voltooide werk van Christus,
daai soekende verlange, halleluja, daai honger en daai dors na geregtigheid, waar die vervulling van Christus kom deur die Gees van die lewende God. En my gebed vir jou, geliefde boetie en sussie, is dat die Here vir jou sal wys deur sy Gees die ernstigheid en die belangrikheid van die kruis van ons Here Jesus Christus in jou alledaagse lewe. Want ons kan nie 'n disipel of 'n volgeling of 'n leerling van Christus wees as ons nie ons kruis opneem, selfverloon en die kruis opneem. Die selfverloon kom deur die vlees wat gekruisig is, geliefde boetie en sussie. Daai vlees moet sterf. En dis hoekom die oormeerderheid van die mense nie die boodskap van die kruis omhels nie. Want daai vlees het geen roem, geen reg, geen 'n manier waar hy voor God kan roem nie, behalwe ons roem moet op Christus en op God lê. Dis hoekom die boodskap van die kruis wel dwaasheid is vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. En ons spreek Jesus Christus en hom as gekruisigde. Nie omdat Jesus nog aan die kruis hang nie, nee, omdat jy 'n vlees het wat vir jou 'n gevaar en 'n sondige natuur wat nog steeds in jou lewe is wat vir jou kan wegsleep en vinnig geestelik laat sterwe. Geliefde boetie en sussie, laat dit duidelik word. Ons geloof en vertroue moet daagliks, oomblik vir oomblik, elke keer in 'n verlange en 'n liefde vir hierdie boodskap van die kruis hê. Is my gebed vir jou. Geliefdes, mag die Gees van die Here hierdie woord in jou hart oopmaak en mag jy werklik smaak dat die Here goedendierend is. Alles wat jy mag nodig het is in Christus Jesus en dit is vir jou betaal deur sy kosbare bloed. En deur die geloof is dit vir jou nou 'n werklikheid. In Jesus naam. Die Here seën vir julle 'n lieflike dag.